Hy sê, daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar, toe hy Daniël, die Elohim, God beteken Elohim, God beteken voorwerp van aanbidding. Jaffa is die naam, Jaffa is die Here, maar God, die woord God beteken net voorwerp van aanbidding. Dis Elohim in Hebreërs of Hashim. Ons is nie Hebreërs nie, ek wil net sê, ons is Suid-Afrikaners, waar ons aanbid in die antieke oorspronklike Hebreëse name wat wegvertaal was deur die Rooms-Katolieke Kerk by die skep van die eerste Septuagint in die 2de eeu, tussen 100 en 127, toe hulle die 4 dis na Jafashua, toe hulle die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, in Grieks vertaal het. Kry my boek, wat is jou God se naam? Dit is uiters noodsaaklik. Die Bybel sê julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Ek wil net die besoekers wat dalk vir die eerste keer hierna kyk, vra. Wat het die kerk ons geleer? Wat is God se naam? Here. Als hoofletters, H-E-R-E. Weet u wat beteken die woord Here? Gaan lees wat sê die woord. Micha 7 vers 8 sê, al het ek geval, ek staan weer op, genade en bo na natuurlike genade op genade. Hosea 2 vers 15 en 16 sê, jy sal my nie langer noem my Here nie, H-E-R-E, maar eerder my man, my Baal. Wat beteken Here? Baal. Dan verwyder ek die name van die Baals. Wat is die name van die Baals? Here uit julle midde, sodat ek by die naam Here nie weer genoem sal word nie. Wat staan op die toilette van die mans en dames? Daar staan dames en Here, so God se naam staan op die toilet se deur, net so terloops. Daniël het toe gespreek en gesê, jy sien, dis die lekker van Bybelstudie, terwyl ons aangaan soos wat die Ruach, die Heilige Gees, vir my die goed gee, kan ek dit met die deel, en jy kan 'n notaatjie maak, en jy kan dit gaan net gaan sê, ek wil net jy moet sit en kyk, moet my nie glo nie, lees wat die Bybel sê. Daniël 2 vers 20, Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van God Elohim, God is Elohim, geprys word, van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid van die krag is syne. Nou ek wil, as ek hom lees met die geopenbaarde name, Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van Jaffa Almagtig, ek like het, is so mooi, ek gebruik nou, ek sê nou ek like het, ek gebruik nou maar 'n idioom hierso, maar ek wil vir u sê, dit is so kragtig, Jaffa Almagtig, my Elohim, my God, my Elohim. Mag die naam van Jaffa Almagtig, my Elohim, geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Nou daai syne, daai S moet 'n hoofletter S wees, dit verwys na die Vader, dis in die 33 Bybel. Hy tog verander die tye en die geleenthede, hy sit konings af en stel konings aan, hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborgde dinge. Ja, het ons dit nie al reeds ervaar in hierdie laaste 15 jaar, 16 jaar nie? Hy Jaffa openbaar ondeurgrondelike en verborgde dinge. Hy weet wat in die duister is, en in die lig woon hy, en in die lig, dis 'n hoofletter L daai, en in die lig woon by hom, en die lig woon by hom, halleluja, bonatuurlike lig. Jaffa is my Vader, loof ek prys, hy sê loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen, en nou het u my bekend gemaak, wat ons van u afgesmeek het, want die saak van die koning het u ons bekend gemaak. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Ek sal jou nie versoek of jou verlaat nie. Self versoek Jaffa niemand nie. Hy laat toe laat ons versoek word. Daar hoe die gebed van wat Jafashua, dis Jesus vir sy disippels bid, en onse Vader wat in die hemel is, en laat hierna, en lei ons nie in versoeking nie. Hallo, en lei ons nie in versoeking, so dit beteken, Jaffa Almagtig
lei ons in versoeking. Nee, dis hoe dit vertaal is. Hy sê, en laat ons nie in versoeking gelei word nie. Dis nie lei ons nie, want as jy sê lei ons nie in versoeking, het klink dit asof Jahwe Almagtig God die mense in versoeking lei. Nee, hy laat toe, laat ons in versoeking gelei word, maar self versoek hy niemand nie, die Bybel sê so. En Titus in Hebreërs sê, Jahwe is geen mens dat hy kan nou so lieg nie, sou hy iets sê en dit nie waar maak nie.